Goeiemôre en baie welkom by ons Woensdagoordenking. Die van ons wat al op 'n staptoer was, sal weet hoe belangrik dit is om so lig as moontlik te pak. As mens vir 'n paar dae alles op jou rug gaan dra, dink mens nogal 2 keer voordat jy iets onnodig inpak. En nog steeds pak ons gewoonlik te veel goed in. Want wat as? Wat as dit te min kos of te min klere is? Ek dink die paas weet ook presies waarvan ek praat. As die kar gepak moet word vir die seevakansie, dan staan hulle ook en wonder, hoe gaan ek al hierdie bagasie ingepak kry? Baie keer vat ons goed saam met ons wat ons dink ons reis gemakliker gaan maak, en dan het dit juis 'n teenoorgestelde uitwerking. Om ligter te reis is 'n moeilike besluit, maar 'n noodsaaklike besluit. Hierdie beginsel geld natuurlik vir lewe in die algemeen ook. Ons het die geneigtheid om al hoe meer goed bymekaar te maak. Ons begin al hoe swaarder reis. In vandag se tyd is besittings amper 'n voorwaarde vir 'n gelukkige lewe. Ons het meer goed nodig as ooit tevore in die geskiedenis van die mensdom. Daar is 'n quote wat sê, "To be content with little is difficult. To be content with much is impossible." Jesus het seker geweet dat dit 'n struikelblok gaan wees vir die mensdom. En daarom sê hy in Lukas 16 vers 13, "Geen huisbediende kan vir 2 baase tegelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie." Mammon verwys na besittings, soos geld, rykdom en eiendom. Nou Jesus beskou Mammon as 'n las, wat mense probeer lok om onder sy beheer te kom. In Aramees beteken Mammon betroubaar. Dit beskryf rykdom as iets wat jou versoek om daarop te vertrou vir sekuriteit en geluk, wat dit nie eintlik op die lang termyn kan gee nie. Jesus bly agterdogtig teenoor Mammon, omdat dit ons so maklik in die versoeking kan bring. Dit kan 'n las word wat ons swaar laat dra op ons lewensreis. Maar Jesus sê ook dat dit gebruik kan word om mense te help. So in plaas daarvan om op Mammon te vertrou, kom ons gebruik dit om vir mense te sorg en goeie verhoudings te bou, want dit is tog wat ware rykdom is.